Yes. Otti. Yes. Vandag is deur mekaar. Ek sien. Ek sien dit. Dis meel. Ek moet nou 'n dingetjie opstel vir die besonderse meel. Dit is varke moet nou geslag word. Krokodille moet geslag word. Een ou maak hout, dankie tog. Ek hoef nie dit ook woel in werskaf. Jo. As jy nog deur mekaar PA ook. I am Otti. Ek kan nie hoor nie. I am Otti, ek is daarmee so deur mekaar. Sê gou vir my, wat is jou heritage? Ek is 'n Khoisan. Julle wat so velletjies dra. Ja, pastoor, ons wat so velletjies dra. Nou, jy vierhoekies by die huis, maak jy ook met die stokkie So nou en dan maak ons met die stokkie, maar ons het viertjies op by die huis, pastoor. hulle lieg. Maar nee, ek maak dit 'n grap. Luister hier, hoor gou mooi, dis my PA, dit is 'n Khoisan. Nou moet jy weet, doe jaar as jy e-mail gestuur het, dan het hulle 'n mikstok gevat, né? Die Khoisan. Ja. Dan hardloop hulle van die een plaas na die ander plaas. So dis wat ek my sit. So as jy enige iets, maar okay. Soos julle agterkom in die program begin deur mekaar, hy is deur mekaar. Dis deur mekaar. Kry net spoed. Maar al kry ek spoed deur mekaarheid, ek moet doelgerig kry. Maar al kry ek doelgerigheid, toe maar, ek sal nou praat. Kom ek, Otti, kom ek sê vir jou, ek het nou hierso, sien, nou weet ek eers, waar maak jy die ding oopie? Kyk of jy hom kan oopmaak. Dis 'n 5 liter geroosterde braaipap, nie braaipapie, geroosterde, Asai. Kom ek maak hom net geoop. Ryk amper soos grondwindjie water. Ek doen. Ja, dat Jy sê maar is lekker, hè? Jy reik hy kameelhout. Reik soos kameelhout. Otti. Wag, laat ek hom net vir die. Ek vat hom huis toe, hy gaan na jou huis toe nie. Ek gaan maak hom my huis gaan. Mense, voel net gou dan. En dan ruik jy in jou hand. Ruik in jou hand. Dit ruik baie lekker. Nou gee gou daai ding. Laat ons nou net gou dat ek lees, dat die mense vir my sê hoe moet ek dit verander. Ek moet nou 'n briefietjie skryf namens hierdie geroosterde braaipap. En dan gaan ek julle sê wat dit is. Maar voel die vetterigheid van die mielie. Voel hom bietjie. En onthou hier is geen olie in nie. Dit is seker die hart van die mielie wat jou. Is die natuurlike olie. Mense, ons is hier by die wens ding. Nou voel ek nie meer so deur mekaar, maar hoor gou. Ek moet nou nog aflees. Ons het hom so wat ons op 'n kaartjie wil sit. Kom ons kyk 'n bietjie. Die reuk van geroosterde mieliemeel in die ou swart seepot, gemeng met die geur van die vurige Kalahari kole in mense neus bring heimwee. Braaipap is alom bekend. Nou het ons 'n unieke stap verder gegaan. En die braaipap rooster ons nou binne in 'n seepot sonder water en olie. Sonder olie, né? Met die reuk van die Kalahari kole. Dit is baie arbeidsintensief, maar ons bring dit, bied dit vir jou aan met liefde van Tanin Muismils. Met elke bestelling by Tanin Shop gaan jou volle geld vir 30 sendelinge. Nou ja, tot die vliee hou daarvan, kom ons maak het toe. Mense, ek is so opgewonde. Nou, wat hier aangaan, voordat ons by die slagtery kom, ons gaan hom nou gaar maak saam met die vark en die krokodil, en jy kan hom saam met hoender eet en skaap eet en bees eet. Ons almal ken braaipap in die winkel. Maar hoor gou mooi, jou winkelmeel wat jy koop, het die kiem in nie, die germ in nie. Dis hierdie lekker, jy kan eintlik aan jou gesig smeer. Die olierigheid. Ja, die olierigheid. Dit is daai gesondheid, daai wat jou nie sooibrand gee nie, daai dinge. Nou, ons meel het nog die kiem in. Nou, gaan ons 'n stap verder. En ons vat regtig ou seepot, ken julle hom mense, die ou seepot, en ons gooi 15 kg op 'n slag in. En dan met 'n groot houtlepel, draai hom aanhoudend, terwyl die kole, die Kalahari hout, so onder hom, en hy trek so lekker in. En dan maak ons 'n 5 liter emmertjie vol, en
Die nommer op die skerm kan jy net nou WhatsApp. Geroosterde braaipap. Net sê braaipap, he. Ons is daarom nou al 'n ander level. Geroosterde braaipap. Maar voordat ons daar kom net so 'n bietjie in. Voel jou lewe ook so deur mekaar. Woel en werskaf. Maar jy is deur mekaar, jou planne wil nie werk nie. Die kinders raas, die kind se doek is vuil, dan moet jy hardloop, ander kant moet jy swem toe vat, die ander kant tennis toe, die ander kant moet rugby speel. Dan bel jou man weer, uit dit gebeur. Dan het een werk verloor in die familie. Dan bel die mense en daai mense en almal is ongelukkig. Weet jy wat sy antwoord? Gaan raak ordentlik stil by Jesus. Nou, ek het 'n ding gehoor wat Reinhard Bonke nou reg sê, ons moet nie sê ons geraak stil nie. Hy sê the heaven is loud. Ons moet nie gaan stil, ons moet met die Here praat, maar ek dink tog daar's tye wat ons ook net moet stil word. Gaan stil sit by sy voete. En 'n bietjie sê, Here, hier's ek. My dinge loop so bietjie deur mekaar, ek woel in werskaf, maar dit kom nie van die grond af, of dit gebeur of dat gebeur. En die Here sal jou ontmoet. Die Here sal met jou praat. Die Here sal met jou gesels. Die Here sal vir jou raad gee. Nou, net vinnig weer, ons het Tanin shop begin. Ons is nog nie 'n ten volle online shop, ons is, noem dit maar 'n WhatsApp shop. Jy nommer op die skerm, kan jy WhatsApp, daar is nou ander middel ook wat ek hier het, Itola Via. Ons vat nou, ons het regtig, ons gaan nou sit daar met die dit ook opstel. Ek en sy is nou reeds besig om al daar die papiertjies op te stel, so tussenin, want vanaand moet ons nog vark, daar's 'n huwelik seremonie die naweek en die mense het 4 varkies nodig vir die huwelik en daar's krokodilproeëry vir dit. So, ons wag net dat die son sak. Hier in die Kalahari wag ons dat die son sak, want dan gaan slaap die vliee en dan kan ons lekker slag. Maar hierdie Itola Via wat ons het, wat is dit nou ook? Mense, ek vertel 'n mens reguit wat is in dit ding. Dit is Turks vy blaar. Maar, jy kan nie net 'n Turks vy blaar gaan afpluk, wat miskien gespuit is met spuitmiddels, of gif, of ietsie. Nee, dit moet organiek wees. En dan natuurlik die volgende ding. 'n sekere, hy's nagevors, 'n sekere seisoen, 'n sekere tyd, 'n sekere plek. Ek wil dankie sê vir die professor wat vir ons navorsing gedoen het. Hier op my foon sit ek met die uitslag, ons gaan nog shampoo maak. Professor sê, all air types, energiedrankies, organiek, al daai goed. Maar ons is nou eers besig net met 'n vitamin booster. En om jou liggaam op te bou. Nou ek is nie mediese, so ek kan nie vir jou die volgende eintlik baie staaf nie. Ek kan wel sê dit werk by my. Ons vat daai Turksvy blare droog is onder 'n sekere omstandigheid en dan word hy fyn gemaal en dan word sekere goed uit hom uitgehaal en dan word hy gestuur. So, hy maak joints, sommer weer los. Vanoggend toe kan ek 'n bietjie sing. Ons kan dans voor die Here, want hy maak die joints so 'n bietjie oop. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Pop en gospel is waar die tekke die teerslaap, waar ons uitgaan en vir mense wat honger is, wat verlore gaan, die evangelie bring. Feeding the nations through salvation. Maak disippels van alle nasies, raak betrokke by Pop en Gospel. Soos ek geleer het deur die tye, plantmateriaal, medisyne is gesond. Dit is nou nie chemiese goed nie, maar hy is nie soos 'n pynpil wat oor 'n uur werk nie. Nou by ons het ons nou 'n paar gevalle gekry. Laat wanneer ons dit drink, bietjie met yoghurt meng, dat het 2 ure dat dit gewerk. Maar nou wil ek ook die waarheid vertel. Ek het nou geoortree so 2-3 dae terug. Ek drink nie meer hierdie energie goed.
hierdie mag ek op die TV sê gemors nie, maar ek is nie teen organic en goeie energie goed en vitamin boosters, goed wat natuurlik is nie, maar toe gaan vat ek nou baie brand name, nogal sugar free energy drinkie en Priska, ek is moeg en ek drink hom, en toe gaan sit hy nou wragtig hier met nie, gaat sit hy, hulle noem het goud, en toe ek by die huis kom in die ander knie ook 'n bietjie, toe vat ek dadelik sommer 'n lekker opgehoopte teelepel, want jy kan jou overdose ook, jy kan niks oorkom nie, jou maag kan seker ongesteld raak, ek weet nie, en ek meng hom met yoghurt en ek eet hom, woep, hier en 'n half aan is die langer nie reg, die tweede een het so 2 dae gevat, so ek gaan nie vir jou lieg nie, maar ek kon duidelik voel hoe raak hy ligter elke keer met dit. So, ons is op die wenspaal, hoekom doen ons hierdie goed? As ons dan net kan bid vir siekes, yes, toe het Eva ons 'n appel gaan eet, en vir Adam ook gegee, en toe word ons uitgejaag, van daar af toe gebeur die goed, nee? Maar oké, los dit nou daar, hierdie meel, en hy tolafia, kan jy bestel, en die hele opbrengs gaan vir 30 sendeling, maar dit is nie waaroor ek wil nou vandag net praat nie, voor ons daai vark kan slag, is daar 'n bietjie voorbereiding, ek gaan nie 'n vark eet, ek persoonlik, wat vleis gevoer word, party mense voer hulle mos vleis, ek het nou niks teen jou varke nie, maar ons varke eet lekker mieliedoppies, hulle eet peule, soos die Bybel sê, die peule van die varke, wil hy hom versadig mee, ons eet lucerne, ek dink regtig, al wat van ons varkies, partykeer die oorskiet reis, kry hulle uit die kombuis, en dis mos dan China food, Of as hulle kleintjies opvreet. Otti, jy kan ons nou nie my varkse, nou kom jy heel uit met my, nee. Ja, party varke eet mos aan hulle kleintjies. Wat ek wil daardeur sê is, mense, as jy iets beplan, iets doen dit goed, beplan goed. Kry jou doel wat jy beplan, doen dit ordentlik. Moenie net bid oor dit wat jy beplan. Ek het nog gesê, ons woel en werkskaf, en daar is niks fout om te woel en te werkskaf nie, maar het moet doelgerig wees. Dit moet nie nou net hardloop, maak ek gou 'n band reg, want ek gaan nou evangelisasie gaan doen, en dan stop ek weer die evangelisasie vir 3 dae, dan hardloop ek en doen 'n ander ding. Nee, kom ons doen 'n ding doelgerig. Nou, sien, ek moet eintlik die program se naam hê, woel en werkskaf gegee het. Ek moet eintlik gesê, deur mekaar beplanning of so iets. Want nou kyk ek hier oor, julle hoef nie te kyk hier, nou sien ek 2 studente, 'n meisie en 'n ouetjie. Hulle status is so, hulle hoort nie daar by my, maar hulle beplan nou. Verstaan? Nou moet ek dadelik daar ook ingryp. Maar toe maar, ek sal met die pa se maas praat. Luister hier, dit klink miskien of ek verskriklik deur mekaar is. Ja, ek is deur mekaar vandag. Dit voel of my keel seer is, dit voel my maag draai. Alles is net deur mekaar. Maar toe onthou ek weer, sy naam is Jesus. Raak stil by hom. Hy wil iets vir jou doen. Hy wil goed wees vir jou. Hy wil stap die pad saam met jou. Roep hom aan. Weet jy, ek sit gisteroggend met worship by die huis. In die volgende oomblik, ek was moeg, ons kom nou van 'n 8 dae trip, van die oggend tot die aand. Die ou raak nogal tam. En weet jy, toe hy worship so begin, voel ek net hoe my liggaam. Ek het nie tolafia toe nodig he, vitamin boosters nie. Nee, my gees werk op die vitamine van die Bybel. My liggaam werk op die vitamine van die aarde, maar my gees en my siel werk op die vitamine van die Bybel. En ek wil vandag vir jou sê, wil jy nie maar stil sit en ordentlik Bybel lees nie? Wil jy nie net jou woelige lewe stop, miskien het deur mekaar lewe, of jy werk en woelig hier en daar, en sê, ek gaan nou kwaliteit tyd met God se woord spandeer. Ek gaan werklik by die Here sit te kuier. En dan gaan jy net sien, dinge gaan gebeur. Oh mercy me, oh mercy mine. Down on my knees, I got my arms stretched to the sky. Trouble to the left of me, sorrow to the right. Can you hear me, Lord, and can you lead me to the light?
I lift my voice. Kom nou van die uitreiking af, ek wil hom net weer. Yes. Dis net, ek sal, as my oë toe was, vat die hele bak. As jou oë toe was, wat sal jy gesê het? Ryk soos 'n coconut, iets wat gebraai is. Wat omdat jy sê jy ook? Ek sal afval toe kry hy hoof. Ryk soos 'n roosterde kokos iets. Ek kry hy toast met peanut butter op. Ek weet. Dis net, dis ordentlike Vrystaat mielie. Gerooster in 'n swart pot. Maar okay, los dit nou. Ek is net, hierdie ding is net, dit moet mos net 'n plan van die Here af wees. Waar kan 'n man nou aan 'n plan so iets kry? Maar jy gaan nie weet hoe dit smaak totdat jy hom bestel het. En dankie. Nou sê die ouens as te bedrag, hoekom ek jy nou die bedrag sê nie? Jy moet dit WhatsApp vir die bedrag. Die bedrag se, as ek hom nou sê, nou kyk jy oor 10 jaar na hierdie program. En oor 10 jaar dan is die program ons nou outdated. Nou het ons 'n bedrag, hoor nou mooi. Sê nou ek vra tans R200 vir 5 liter. Nou het ek 'n bedrag R200 plus. Nou vra die mense om altyd, wat se plus het ek nou by my hierdie goed. Nou sê ek het gesien by die LGBT, hulle het ook 'n plus. So ek het ook 'n plus. Weet jy wat het ek? Die plus werk so. As jy dit koop vir R200, R300, R500, wat ook al wat die prys is, dan dink jy aan die plus. Jy hoef net te betaal wat hy kos, maar jy dink plus, as 30 sendelinge. Ek wil julle tog noem as julle my op 'n uitreiking sien, vra vir my, het ek van hierdie produkte saam, want ek ry van die produkte saam, om dit reeds te verkoop, as ek terugkom vir die 30 sendelinge, te kan opdeel. Nou, ek het nou met die laaste trip, dink teruggekom, dit is die eerste afskop, en ek kan al vir elke sendeling R200 gee, ek is heel chap met dit nogal, ek is heel opgewonde, maar kom ek vertel julle wat net op hierdie trip gebeur. Hy sê Psalm 50 vers 15, roep my aan dag van benoudheid, ek moet jou, sal jou uithelp, maar jy moet my eer, en ons moet God eer. Ek hier wegtrek, kan ek nou vir julle eerlik sê, moet hierdie krag van die plek betaal word, jy moet salaris betaal word, jy moet klomp goed gedoen word, en ek het so gekyk, kan nie eintlik geroer het nie, toe ek op Groblershoop Hoop diesel gooi, ja, ons moes Groblershoop Hoop eerste om, ja, diesel gooi, toe moet ek vir jou sê, toe wonder ek waar kom die volgende vandaan, kan ek vir julle sê, van daar af het God geonderneem, en waar ons stop, ons sal 1 ete 'n dag geëet het, by die 1 breakfast wat ons kom, 7 koeke vir die studente, ons is maar net 8 almal saam, 7 koeke vir die studente om op te. Dit is styk, dit is, ek moet later gesê, stop regtig, ons kan nie meer so eet nie. Luister hier, ons kom, en wat my aanraak, is, uittrywels betaal R1000 oor vir die studente, so R125 elkeen nou, kan ietsie koop. En ek loop agter hulle aan, ek wil kyk wat koop hulle, en loop by die haarsalon in. Snaaks dat 'n student, hy weet Roy sal vir hom kos gee, hy weet Roy sal koeldrank gee, hy wil sy hare mooi, maar in elk geval, en loop in, en ek hoor die ou sê R200. Ek sê, hulle draai maar so een na die ander om. Ek besluit toe net, ek gaan nie in die Here se werk hier staan nie. Ek sê nee, ek las hier by nie. Kyk maar op 'n ander plek, verby. Luister en ek sê, julle moet bid. 'n halfuur daarna, of 'n uur, kom ek sê uur, kry jy oues op die pad, uit die slaghuis. Hy gee ons tussen 8 en 10 kg biltong en droewors, om te eet. Nee? Opgeet. Ja, nie ek nie, ek het 8 studente saam met my en Jaco. Okay, that explains it. Ja, nou verstaan jy dit? Nee, okay. Luister om op te hulle vaar in, maar hulle eet. Eintlik is die woord vreet, maar ons mag nie dit op die kameras gebruik nie. Daai ou gee vir elke student, hulle staan in 'n kring, 'n koevertjie. Hulle maak oop, elkeen R1000. Ja, ons was almal 8, soos R8000. Hy gee die bediening nog R10.000. En dit is die manier hoe God voorsien. Yes. Hoor gou mooi. Ons ry daarna aan. Ek wil nie net oor voorsiening praat nie, maar hoor gou mooi, ons is bereid om te gaan. En toe kom die voorsiening. Ons ry daarna aan. En ek moet 'n Mosselbaai uitkom om die voertuig te diens. En ek jag. Okay, eers jou broer.
maag omgekrap. Ek lei hom so 20 kilos voor Mosselbaai af by 'n toilet, maar toe moet ek jag. Ek los hom net daar, dit is niks en nêrens. Maar ek kom daar by hierdie plek by Mosselbaai. Die ou diens die voertuig, hy sit 2 nuwe skokbrekers vooraan. Hy sal vir ons 3 barrels Kentucky gekoop het. Hy betaal R3000 in, want ek sê vir hom, ons kan nie nou meer eet nie. Los die kos. Hy sê ook, dan betaal ek vir later in, R3000 in. Hy maak die diesel vol, hy was heel leeg, en hy gooi nog 25 liters diesel. Wat wil ek vir mense sê? Party hou vergaderings vir jare, wanneer gaan ons evangelie doen en hoe? En dan kom hierdie God en hy voorsien net so. En ek moet regtig sê, ek het iets beleef op hierdie trip, hoe ek sien in die geloof, hoe tikhuise toemaak. Ons was by hulle. Die een ou vat so op sy 9mm, vat hem so. Skwinte agter die, hy weet, agter die, dan hy ou, 'n 9-jarige kind, volop tik. Kyk, toe smaak het, ek maak hierdie smokkelaar dood. Oor kan die straat, vat hy so op sy, hy wil my net. Maar wat hy nou nie geweet het, ons het ook wapens, Efesiërs 6, verstaan? Ja. So, 'n man moet maar pas op vir dit, Efesiërs 6. Maar ons wêreld daar buite is stikkend. Dit is verwarring daar buite. Dit is lelik. Jy weet, ons ry met Hans. Jy ken of Hans, wat is Hans hier rond? Hans is nou wat, 50? Ja, ek kom dit. Luister, toe ek Queenstown inry, wys hy vir my al die smokkelhuise. 'n Mens kan nie glo dat 'n man wat 4 plase gehad het, so tik gebruik het nie. Ons ry in by, nie Kraddock alleen nie, daar ook, maar in P. Ons kom by die een tikhuis, hulle wil nog sê, hulle verkoop die tikkie, Jan sê, hier sê ek, dit is aan my verkoop. Mense, dit is lekker om te sien hoe God mense vrymaak, van tik en van gemors en van alles. Maak het julle nodig. En ek hoor hier en daar sê iemand, 'n rooies kan aan bedel. Weet jy wat is bedel? As ek geld vat en ek bou vir my 'n kasteel en ek kry vir my 'n mooi kar en ek lê dit in die strand rond en ek gaan kort Mauritius toe met daai geld. Maar as ek vir jou bedel, dat ek vra vir jou, koop hierdie pap by my, dat ek 30 sendelinge kan ondersteun, dan vat ek mos nou niks in my kus saam nie. Dis ook nie waar nie. Ek vat baie saam. Ek vat die opstandingkrag van Jesus saam. Want op 'n dag staan ek uit die kus uit op. Ou moet seker versigtig wees hoe ons te veel op die kus pak. Want ons moet vinnig opstaan. Maar gelukkig met die Here kan 'n ou vinnig opstaan. Luister, soos julle agterkom. Ek woel 'n werskaf. Dis het julle nog gesien. Dit is dat. Ek kan jou nie wys die varkies se doodmaak nie. Ons doen nie dit nie. Ons doen dit op 'n georganiseerde wyse, nie lelikie, want ons is lief vir diere, maar hulle is daar om te eet. En ja, ons eet vark hoor. En ons sal stop vark eet as ons het 60 mense wat per dag hier moet eet. Die oomblik as jy vir my sê, jy sponsor 2 beeste per maand, dan hou ek daai hele tydperk op met vark eet. Hoor jy? Ok. Ek onthou dan Deuteronomium sê God, boer met hierdie onrein diere, varke, en julle kan dit aan die ander volkere verkoop. Sê hy dit vir die Jode? Toe kom ek mos agter, ek is ook nie 'n Jood, ek is ook 'n ander volk. Jesus, like jou. School of Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sendeling wil word of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies en jy gaan na ons playlist toe en daar sal instruksies wees wat jy nodig het om te volg om 'n pastoor of 'n sendeling te kan wees. Vir meer inligting, kontak vir Ansorie Baardenhorst of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus, like jou.